Goeiemorgen, dit is donderdag 23 oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle daaraan dat vanaand se bosberaad om 7 uur begin en dat ons gaan gesels interaktief in die kanallede oor die verval van die westerse beskawing wat insluit situasies tans Oos-Europa, Europa, Amerika, die Midde-Ooste en waar staan ons ten opsigte van al die dinge. En met die gesprek vanoggend sluit dan aan daarbey as ons gesels 'n bietjie rondom huidige gebeure in Ierland. In Ierland is daar 'n 10-jarige dogtertjie deur 'n immigrant uit Afrika verkragt. Alhoewel die Iere nou al lankal opdring dat die regering iets moet doen, skyn dit elke maal weer deur dat die regering se beleid, en dit sluit aan by die hele Europese beleid, is integrasie en nie segregasie nie. Dis asof hulle ten alle koste integrasie op die mense wil afdwing. 'n Kwessie van dwing die mense om een te word, breek daai nasionalistiese gevoel af, patriotisme, breek dit af. Want die wêreld moet 'n gemengde bevolking hê wat almal die eners dink en voel en praat. En dit gaan oor wêreldoorheersing op die ou einde van die dag. En jy sal hierdie goed nie sien op die hoofstroom media nie. Behalwe natuurlik as dit pro-Palestynse protes optrede is. Maar wanneer dit gaan rondom optogte deur patriotte, word net eenvoudig geïgnoreer en ons sien dan dat 'n 10-jarige kind wat verkragt word deur 'n immigrant is die verskoning op die ou einde van die dag. Ja, maar sy is eintlik 'n prostituut. Dis die verskoning wat selfs die polisie aanvaar in Europa, in spesifiek Ierland. Nou, ek wil net vir julle so 1 of 2 goedjies wys daarso. Oor die mense, die patriotte, die Iere is vasgehou in die immigrant. Hulle brand nou die polisie wat hulle probeer stop, se voertuie af. En dis asof die bevolking wil opstaan. Maar dit sal nog terug gewerk terwyl. Hier is selfs op hulle paarde. Die polisie op die paarde nie, maar ook Iere op die paarde. Wat is die polisie wat hulle afloop in jaar. Dit is eintlik vreeslik om te dink dat dit was veronderstel om die bakermat van beskawing te wees. Maar dis waartoe Ierland gekom het. Dis waartoe Brittanje gekom het. Dis waartoe die res van Europa gekom het. En hoekom? Omdat hulle hierdie immigrante vrylik oor hulle grense laat kom. Dat hierdie migrasie van mense aangemoedig word, dat daar geld voorgegee word om uiteindelik te sorg dat die regerings totaal en al oorgeneem word deur hierdie immigrante, wat alreeds baie skerp en sterk gedeeltelik in Engeland reeds gebeur het. Daar was nou al India was nou al die eerste minister, dan sien ons ook dat die burgemeester van Londen is ook 'n Indiër, en daar's verskeie raadslede reg deur Brittanje wat die geval is. Dis asof dit net eenvoudig nie einde kry nie, groot getalle stroom nog in, en dis blind
dat jou liberaliste, jou demokratiese georiënteerde groeperings net eenvoudig volhou om blind te wees, blind te staar en glo dat hulle as Ire en Britte moet skaam wees oor wie en wat hulle is. Disneyland for the Roman, rest of the world. People go there to see the castles built 300, 400, 500 years ago. They're not going there because it's fun. They're not going there because it's a nice place to live. They're not going there because it's exciting, or you can build a business, or you can be commercially active. They're going there because they want to see the fucking Eiffel Tower, right, which was built 200 years ago. They're not going to go see anything modern. They're not. It's basically, Europe is basically a museum of Western civilization with no attempt to ever expand the concept of Western civilization. So that's why Europe has fallen, and that's why I think, for the most part, Western Europe is completely dead, and mass migration and the Ukraine-Russian war killed it completely. It was still reversible, but not anymore. Roman sê hierso, dat al wat hulle daar gaan sien is eintlik 'n museum van wat die westerse uitmuntendheid was. Hulle gaan kyk na 'n museum waar dit wys waar het beskaafde idees en gedagtes vanaf gekom. Maar dan sluit hy af met die chilling woorde. Europa is dood. Europa is dood. En dit wil werklik waar lyk asof dit die geval is as 'n mens gaan kyk vandag na wat daar aangaan. Maar ons het dit heel eers in Suid-Afrika gesien toe George Soros gesê dit was sy eerste projek, Suid-Afrika. Ons het gesien hoe hierdie Europese nasies ons dwing om 'n sogenaamde reënboognasie te vorm. Men het hulle kon dink dat 25, 30 jaar later hulle in dieselfde bootjie gaan wees. Hulle is nou daar waar hulle gedwing word om te integreer, en dat is nou waar die opstande teen daardie integrasie begin plaasvind. Hier by ons, met die huidige ANC-regering wat steeds glo hulle die meerderheid stemme, wat steeds glo hulle kan doen soos wat hulle wil, laat ook dieselfde beleid hier toegepas word. En ek het eers onlangs besef dat hulle waarskynlik hierdie immigrasie, onwettige immigrasie na Suid-Afrika aanmoedig. Want dit gaan weer eens om almal gelyk te maak, eenvormig te maak, dat daar nie weer 'n patriotisme, 'n Afrikanisme na vore kom nie. Dat ons nooit weer kan herstel en ons eie identiteite behou nie. Maar in die poging om ons by te kom, pleeg Cyril Ramaphosa en die ANC ook tradisionele selfmoord. Want hulle etniese groeperings gaan ook daaronder lei. Dit gaan ook tot opstande lei, en ons sien reeds die protesoptogte wat aan die gebeur is. Dan kyk ons net 'n bietjie na hierdie foto, daar rondom Vishoek, Sun Valley, Noordhoek, Kommetjie, Ocean View, waar die inwoners nou sê, nee, julle relocate nie onwettige immigrante na ons gemeenskappe toe nie, want dis nou wat hulle daar wil doen, en dit lyk of selfs die DA dieselfde patroon as die ANC wil volg. En dit is uiters jammer, en ek dink frustrerend dat dit so gaan, dat dit so moet gaan, maar ons moet besef, dat daar net een manier gaan wees, om ons eie identiteit te beskerm, ons kulturele waardes, ons norme, ons standaarde, en dit sal wees om te veg. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek gesels dan vanaand om 7 met die Bosberaad, met julle almal, skakel in, raak deel, raak betrokke. Genesing begin met iets kleins, 'n saadjie wat groei, voed en herstel.
In 'n wêreld waar siekte en spanning die alledaagse norm geword het, roep die natuur ons terug. Terug na balans, terug na rus, terug na die wysheid waarmee God self die aarde geseën het. By Dr. Adrian Hatton, tradisionele geneesheer en ervare kruiedokter van Kroonstad, leer jy hoe natuurlike middels die liggaam kan help om homself te herstel. Hoe kruie, voeding en balans saamwerk in die stryd teen siektes soos kanker en ander ernstige toestande. By die skool van kruie medisyne van Dr. Adrian Hatton sal jy die krag van natuurlike genesing ontdek, want ware gesondheid begin waar lewe wortel skiet. Vir konsultasies, diagnose met gevorderde toestelle of kruiebehandelings, skakel 081 059 1715 of stuur 'n e-pos na die adres op die skerm. En begin jou pad na natuurlike welstand vandag.